28 Junie. Ons kies die beste in die lewe. Oorleg. Oorleg sal oor jou wag hou. Verstand sal jou bewaak. Spreuke 2 vers 11. Getuig treffend vir u geloof, deur u keurige woorde, u konsekwente gedrag, u fatsoenlikheid en u opregte vroomheid. Neem u voor dat Christus op die troon van u sielstempel sal sit en lê al u bekwaamhede sonder voorbehoed voor sy voete neer om in sy diens gebruik te word. Laat dit u lewenswet wees om God te vereer en laat geen versoeking of ander belang toe om u daarvan weg te lok nie. In hierdie vinnige eeu, met sy stang en verdorwenheid, is u nie veilig tensy u waak nie. Deeg en beskeidenheid is 'n seldsame iets. Ek smeek u, wat volgelinge van Christus is, wat 'n verhewe belydenis doen, koester u kosbare, onbetaalbare juweel beskeidenheid. Dit sal u deeg beskerm. Heiligheid van hart sal nooit tot onreine dade aanleiding gee nie. Die waarheid uit die hemel verlaag nooit die ontvanger nie. Inteendeel, dit heilig die gelowige, dit verfyn sy smaak, verhef en veredel hom en bring hom 'n nadere voeling met Jesus. Dit laat hom ag gee op die apostel Paulus se vermaaning om selfs die skyn van kwaad te vermy, dat van die goeie nie kwaad gespreek word nie. Hierdie onderwerp veg ons aandag. Ons moet teen die sondes van hierdie verdorwe eeu waak. Ons moet alles vermy wat na oordrewe gemeensaamheid smaak. God belet dit, dis verbode grond en dis onveilig om daarop te trap. Elke woord en daad moet help om die karakter te verhef, verfyn en veredel. My goeie naam is vir my kapitaal wat veel meer waarde het as goud of silwer. Ek moet dit onbevlek bewaar. As mense daardie naam aanval, sal dit nie wees omdat ek daartoe aanleiding gegee het nie, maar om dieselfde rede dat hulle van Christus kwaad gespreek het, omdat hulle die reinheid en heiligheid van sy karakter gehaat het, want dit was vir hulle 'n voortdurende bestraffing.